Goeiedag. Ons staan vandag stil by die letter C en die woord is Christus gesentreer. Die fokus is dat die herstel van die goddelike orde in 'n gefragmenteerde lewe deur Christus gebeur. Ons moderne lewe is geneig om gefragmenteerd te wees. Werk hier, gesin daar, geloof iewers op 'n klein rakkie. Maar wanneer daardie dele teen mekaar bots, dan voel ons uit balans en die rede, ons probeer ons lewens balanseer sonder 'n vaste middelpunt. Om Christus gesentreerd te leef, beteken nie dat jy bloot 'n bietjie godsdienstigheid by jou skedule voeg nie. Dis nie om Jesus in te pas by jou planne nie. Dis inderwaarheid om jou hele lewe rondom Jesus te herrangskik. Die Bybel leer dat Christus nie 'n toevoeging tot ons bestaan is nie. Hy is die hoof van ons bestaan. Dis Kolossense 1:18. Hy is die spulpunt waarom alles draai. Dink aan 'n wiel. As die as effens uit die middel is, dan skud die hele voertuig. So is dit ook met ons siele. Wanneer sukses of reputasie of vrese die middelpunt word, dan raak ons uit beleining uit. Maar wanneer Christus die middelpunt is, kry alles nuwe betekenis. Jou werk word 'n terrein vir sy koninkryk. Jou verhoudings word 'n weerspieëling van sy liefde. Selfs jou pyn word heilig, want dit word gedra deur die een wat self gelei het. Jesus het in Johannes 15:5 gesê, ek is die wingerdstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Christus gesentreerdheid herstel dus die goddelike orde. Hy is die bron en ons die stroom. So, ek hoop dat Jesus se planne vir 2026 jou lewensplanne gaan wees. Mag jy ervaar dat alles in jou lewe begin sin maak soos jy hom doelbewus terugplaas op die troon van jou hart. Nie as 'n voetnota nie, maar as die fondament. Want ons sê ook, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Dis Romeine 11:36. Daarom bid ek vir jou, Here Jesus Christus, ons bely dat U die middelpunt van alle is. Vergewe ons wanneer ons probeer om ons lewens rondom ons eie planne te bou. Plaas ons vandag weer in die regte orde met U as die bron.